Efesiërs, julle kan weer oopmaak in Efesiërs hoofstuk 1 en ons gaan verder in ons studie van hierdie wonderlike gedeelte van God se woord wat Paulus geskryf het, hierdie lang sin, 202 woorde lange sin in die Grieks. Efesiërs 1 en ons kyk vandag spesifiek na vers 11, 12, 13 en 14. Sekerheid. Ons hou van sekerheid, né? Wanneer jy 'n kar koop, dan vra jy vir jou, hey, wat 'n waarborg het hierdie ding? Wat 'n waarborg kom saam met hierdie voertuig? Okay? Wanneer jy belegging maak, dan wil jy weet hoe seker is dit dat ek hierdie opbrengs wat beloof word, hoe seker is dit dat ek hierdie opbrengs gaan kry? Wanneer jy werk skuif van een werk na ander werk, dan bedank jy net hierso en die ouens sê, hulle sal jou vat, maar jy vat my net hulle woord nie, jy wag en jy soek 'n kontrak, jy wil iets geteken hê voor jy hierdie kan bedank, jy wil meer sekerheid hê. En ons weet in hierdie lewe is niks werklik seker ook nie, né? Soos die Engelsman se gesegde ons leer. Nothing is certain but death and taxes. Ja, so ons het versekering ook. Ons het versekering want goeders loop skeef. Goeders is nie seker nie. As dinge als maklik en seker en nooit iets fout gegaan het, dan het ons nie versekering nodig gehad nie. Maar ons weet dat dinge leef skeef. Goeders is baie keer nie seker nie. So ons moet ook vra, hoe vas, hoe seker is ons redding? Hoe seker is ons redding? Kan ons redding verloor? So as jy kind van God is, kan jy seker wees dat jy 'n kind van God gaan bly of nie? As jy op die trein is en die uitbestemming van hierdie trein is die ewige lewe, hoe weet jy dat jou wa gaan nie ontspoor en ontkoppel nie? Wel, Paulus het hierdie hele 202 woorde lange sin wat hy van oorborrel geskryf en daarin maak dit vir ons duidelik dat ons redding is seker, dit is vas. As jy God se kind is, dan sal jy God se kind bly. Paulus loof en prys God, hy seën God, nee, hy spreek goed van God, vir al hierdie geestelike seëninge in die hemele wat ons kry in Christus, en al hierdie seëninge is seker, hulle is vas, hulle is verseker as gevolg van die Vader se wil, dit verseker dit, hulle is verseker as gevolg van die Seun se werk, en hulle is verseker deur die Heilige Gees se versekering. Ons 'n groot fokus op die sekerheid juis in daai laaste gedeelte. So dink net saam met my, soos ons die vorige weke opsom, oor dit wat ons reeds geleer het uit hierdie gedeelte en hoe dit alles wys ons redding is seker, is vas. Ons is uitverkies vir die grondlegging van die wêreld, volgens vers 4, om heilig en sonder gebrek te wees. Ons is uitverkies tot hierdie eindbestemming van heiligheid en sonder gebrek. Nou as my heiligheid en my gebrekloosheid aan my afgehang het, dan sou ek nie sekerheid gehad het nie, min sekerheid gehad het. Maar God het ons uitverkies nog voor die grondlegging van die wêreld om hierdie eindbestemming van heiligheid en reinheid te bereik. En dus sal ons daai eindbestemming behaal. Dit is vers 4. Vers 5. God het ons voorbeskik, nie gebaseer op ons lieflikheid of ons werke of ons aantreklikheid nie, maar God het ons voorbeskik volgens sy wil om ons aan te neem, dat ons aangeneem word. So hy het reeds die sirkels, soos ons gesê het, om ons getrek en gesê, jy is myne, jy is in die sirkel van die uitverkorenes, jy is in die sirkel van my seuns, jy is in die sirkel van my kinders, jy is in my familie. En dit is volgens God se wil, nie volgens iets in ons nie, en God kry sy wil, soos vers 11 vir ons sê, sy ooreenkomstig, hy werk alle dinge, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. So God het gekies om ons aan te neem as sy kinders, en hy ontken geen van sy kinders nie, dit is sy wil, en as hy jou aangeneem het as sy kind van God, dan bly jy altyd 'n kind van God. God voer sy wil uit. Verder weet ons in vers 6, dat al die geestelike seëninge kom na ons toe nie deur werke nie, maar uit genade alleen. Okay, vers 6 sê, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee ons begenadig het in die geliefde. As God ons dan genade bewys het en hy kies om sy liefde op ons uit te stort,
dan kan ons weet dat as ons nie 100% perform nie, dan gaan dit nie ewe skielik verander nie. Want dit was gebaseer op genade, dit was nie gebaseer op performance nie, werke nie. Daarom gee dit vir ons sekerheid. Soos Romeine 11 vers 29 sê, en dit praat ten opsigte van die ongehoorsame Jode, die genadegawes en die roeping van God is onberoudelik. So God se genadegawes, as hy dit op iemand gestuur het, as hy iemand geroep het, dan is daar nie berou by God nie. Hy gaan nie omdraai van dit af nie. So die Vader, wat ons sien in vers 4 tot 6, verseker die redding van sy kinders. Maar Jesus se werk verseker ook ons redding. Hy het ons verlos. Reeds verlos. So die volle prys, dat hulle verlossingsprys wat betaal word, sodat iemand kan vrygaan van slawerny gewoonlik, so die volle prys is reeds betaal vir ons om te kan vrygaan. Op die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Jy kan daai ook vertaal, dit is volledig vereffen. Dit is klaar, alles betaal. So as jy God se kind is, dan het jy verlossing in Jesus. Jy sal nie verlore gaan nie. Verder is ons ook volkome vergewe as gevolg van Jesus. Vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Okay, so daar ons laasweek gesien het, so ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder Jesus ons sondes van ons af. Die ander prentjie was dat God vat ons sondes en hy gooi dit in die diepste van die see. Die ander prentjie was dat God kom en hy vertrap ons sondes. Die ander prentjie is dat hy vat die skuldbrief, wat al hierdie dinge wat ons verkeerd gedoen het, opgehaal het, en hy vat dit en hy naal dit aan die kruis vas. En daardeur verwyder hy dit, vernietig hy dit, hanteer hy dit. So ons is volledig. Ons het geen meer skuld nie. So ons het nou geen meer skuld en daarom kan Romeine 8 vers 1 sê, daarom is daar nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jou vergifnis is vas, dit is verseker, so jy is verlos en jy is vergewe deur Jesus. En God doen hierdie dinge na die rykdom van sy genade. So God wat jou redding so verseker deur Jesus en vir jou hierdie prys, sy seun in jou plek betaal en jou so vergewe, dit is in lyn met, dit is na sy genade, hoe groot sy genade is, die rykdom van sy genade. En wat hy in vers 8 oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. So God se genade is oorvloedig, dit oorstroom ons, dit is oor ons, dit is baie meer as wat jou sonde ooit kan wees. Want dink jy daaraan, as God jou net vir 'n tydperk gered het, hy is gered en nou verloor jou redding, en jy gaan verloor en jy gaan hel toe, hoe kan ons sê sy genade is dan na die rykdom, weet hierdie dinge, verlossing en vergifnis, na die rykdom van sy genade? Dit sal nie pas by hoe groot God se genade is nie, as jy gered en dan verloor jy dit nie. Dit sal nie werk nie. Maar omdat God al ons sondes op Jesus se plaas het, en in Jesus ons volkome verlossing en volkome vergifnis gee, daarom is ons redding seker en vas, en daarom is dit na die rykdom van God se genade. Daarom kan ons sê dit is oorvloedig aan ons bewys in alle wysheid en verstand of kennis. En verder, soos ons laasweek gesien het, is God besig om alles te bestuur. Hy is besig om alles te werk na hierdie eindgebeurtenis toe, né? Alles in die hemel, alles op die aarde, om alles onder een hoof in Christus te verenig, om alles saam te vat in Christus, saam te bring in Christus, sodat alles op die einde gaan oor Christus, en dat hy verheerlik word in dit. Maar as Jesus gesterf het vir ons sondes, die prys betaal het, God die Vader het die uitverkorenes gegee aan die Seun en gesê, red hulle, maar Jesus red hulle net tydelik, en dan gaan hulle verlore. Hoe pas dit by dat alles gaan om verheerlik op die ou en hy moes dan hierdie uitgevoer het, hy moes hulle gered het, die Vader het hom gegee, maar hy doen dit nie volledig nie, hy hou hulle nie. So nee, alles gaan oor Jesus en dit moet op die ou ende om verheerlik en daarom is jou redding vas. So ons redding is vas. En vandag gaan ons net nog meer sien, ons gaan nog meer bewyse sien dat ons redding in Jesus Christus seker is, vas is. Ons opskrif vir die hele lang sin is 'n lofuitbarsting tot God die enig vir ons geestelike seëninge. En ons gesien Paulus prys God die enig, hy is die Vader se wil, vers 4 tot 6, die Seun se werk, vers 7 tot 12.
en die Heilige Gees se versekering. En ons gaan vandag verder in die Seun se werk. Ons het al gesien verlossing, vergifnis, openbaring laasweek. En dan vandag begin ons by vers 11. Kom ons begin in vers 11. Dit sê in hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. Okay, so ons kry in Jesus verlossing, vergifnis, openbaring, hierdie kennis van wat God besig is om met alles te doen in die hele wêreld. En dan vers 11 en 12 erfenis, 'n erfdeel, 'n erfporsie. En kyk hoe begin hy daar in vers 11. Dit sê in hom. Weer 'n keer. Ek bedoel, hoeveel keer het Paulus hier nie al gesê nie? Ons sien wie ons geestelike seëninge kom deur Jesus, deur ons eenheid met hom. In hom kry ons hierdie. En omdat ons in Christus is, ons is een met hom, is dit wat waar is van Christus ook waar van ons. Dis die hele beginsel hierso. So wat waar is van Jesus is waar van ons, so wat is dan waar van ons in Jesus volgens vers 11? En die ou vertaling sê in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, maar die Legacy Standard Bible, en ek lees hom, want dit is een van die wat die ander interpretasies so duidelik maak. Die Legacy Standard Bible sê, in him we have been made an inheritance. Nie ons ontvang een nie, maar ons word gemaak. So die vraag is, ontvang ons erfenis, of is ons die erfenis, en implikasies dan van God, ons is God se erfenis, God se. Is die fokus op dit wat ons het en gaan kry in Jesus, of is die fokus op die feit dat ons God se is, en behoort aan hom? Nou die Grieks laat elkeen van hierdie vertalings toe. En in hierdie konteks is dit baie moeilik om te besluit wat se een van hierdie twee is Paulus besig om te fokus. En dit is hoekom daar verskillende vertalings is. En dis nie net die Legacy nie, as ander ook. Hy was net die duidelikste. So albei hierdie is moontlik in die konteks en in die Grieks. En albei hierdie is waar in die res van die Bybel. Okay, so dis oralste. Ek gaan fokus op ons erfenis wat ons ontvang. En ek dink is moontlik die groter fokus hierso, want in vers 14 praat hy van ons wat God se erfenis is en God gaan sy eiendom kom terug ontvang. So ek dink om vers 14 praat meer van die ander kant. So erfenis wat ons gaan ontvang. Ek dink dis waarvan dit praat. So eerstens, onthou wat ons in vers 5 gesien het. God het ons voorbeskik om aangeneem te word vir hom. En onthou, ons het gesê, aanneming, die fokus van aanneming is op posisie, op nie soveel verhouding nie. Verhouding is ingesluit, veral in die res van die Bybel, maar hierdie aanneming, die konsep is oor die posisie, spesifiek die posisie van erfgenaam. Dis hoekom hulle dit eintlik moet vertaal word, nie aanneem as kinders nie, maar aanneem as seuns. Dis hoe hulle aanneming verstaan het in hulle tyd. Die doel van aanneming in hulle tyd was altyd om erfgename te wees. Dus omdat ons voorbeskik was vir aanneming, is ons ook voorbeskik vir erfenis. En dis presies wat Paulus sê, dis niks, eintlik niets wat hy amper sê nie, maar hy brei spesifiek op dit uit. Sê in hom, en wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is. So ons verordeneer tot aanneming, en ons verordeneer tot die erfenis, die eindproses van aanneming. So ons is voorheen, die sirkel is om ons getrek, sodat ons sal aangeneem word, en dat ons die eindbestemming van aanneming, erfenis sal ontvang. So van die begin van ons verhouding af, om sy kinders te word, aanneming, is dit verordeneer, en tot die einde van daai verhouding, die eindbestemming van daai verhouding met God, ons wat die erfenis ontvang, is dit ook voorverordeneer. So ons sien weer redding is vas. Die begin, die oomblik wat jy God se kind word, tot die uiteinde wat jy die hele volle alles daarvan ontvang, is als voorverordeneer. Is als vas. En dat ons die erfenis van ontvang is so seker, dit is so seker dat Paulus skryf dit in die verlede tyd. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, sê hy. Soos een kommentator die Grieks hierso verduidelik, Paul uses the aorist tense. Okay, aorist tense beteken dis 'n tipe vorm van die verlede tyd in Grieks, right? To refer to a definite action in the past. When something in the future was so certain that it could not possibly fail to happen, Greek often spoke of it had already occurred, as if it had already occurred,
at this, and as is this case. Nou maar, ek het daai laaste stuk heeltemal forget. So, when something in the future was so certain that it could not possibly fail to happen, Greek often spoke of it as if it had already occurred, as in this case. Okay, dis die vorm wat hier gebruik word. Okay, so ons het dit reeds, nie omdat ons dit als reeds het nie, maar omdat dit seker is, dis vas, ons gaan hierdie erfenis kry. Hy is so seker ons gaan hierdie erfposie ontvang, dat hy skryf dit asof ons dit reeds het. Okay, nou, dan ons, en hoop ek, wil jy meer weet van hierdie erfenis. Okay, as hy sê ons gaan 'n erfenis ontvang, wat is daai erfenis? Wat is ons erfporsie? Wat gaan ons erf? Nou Petrus beskryf ons erfenis as volg in 1 Petrus 1 vers 4 en 5, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, en dan sit ons, moet jy eintlik weer lees, ons wat in die krag van God bewaar word. So ons erfenis gaan nie soos aardse dinge wees wat kan vergaan, of wat kan vuil word, of wat kan verouder, of wat kan roes, of wat kan stikken word nie. Okay, en is interessant, sekere plekke in die Bybel beskryf dit als 'n negatiewe terme. Ons weet die erfenis nie is nie, dis nie soos aardse dinge nie, okay? Wat kan, dis onverwelklik, dit is onbesmette, dit is onverganklik, is wat Petrus sê. Ons erfdeel, weet ons ook, is deel van Jesus se erfdeel. Ons het hierdie al reeds gesien 'n paar weke terug in Romeine 8 vers 17, waar dit gesê dat ons is mede erfgename van Christus. Romeine 8 vers 17. As ons dan kinders is, dan ook erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So dit wat Jesus erf, deel ons in. Omdat ons eenheid met hom het, sy erfenis is ons erfenis, en 'n stuk van dit hierso is verheerliking. Kyk, al laaste ek saam met hom verheerlik kan word. So wat kry Jesus dan nog as sy erfenis, as die seun van God, maar spesifiek die Messias, hy is die God-mens, wat kry hy as deel van sy erfenis? Jesus kry die koninkryk van God. So ons kry die koninkryk van God. Matteus 25 vers 34. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand sê, kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Daar's weer daai selfde konsep, van die timing van dit. Maar ons beerf die koninkryk van God. Wat kry Jesus nog? Wel, in daai koninkryk ontvang hy heerskappy as die seun van God, as die Messias. Ons sien dit in, dat hy dit ontvang in Hebreërs 1 vers 8. Sê maar van die seun, so engele en die seun. Kontras wat getrek word tussen die engele en die seun. Van die engele sê hy hierdie dinge, maar van die seun, okay, groter, sterker, maar van die seun sê hy, God die Vader sê hierdie van die seun, u troon o God is tot in alle ewigheid, die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. So Jesus het hierdie posisie van heerskappy. Omdat ons in Jesus is, deel ons in daai posisie van heerskappy. 2 Timoteus 2 vers 12. En van hierdie goeders is soos, dis so sterk, dis so groot, as die Bybel dit nie gesê het nie, sou ons dit nie gesê het nie. Jy weet, jy het geglo het nie. 2 Timoteus 2 vers 12. As ons verdra, sal ons saam met hom regeer. En dan een wat die hele prentjie baie duideliker en vollediger maak, Openbaring 3 vers 21. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, en hier kom ons eenheid dan met Christus, soos ek oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. So ons deel in Jesus se heerskappy op 'n manier, hierdie is groot konsepte. Verder het Jesus opgestaan, hy het 'n verheerlikte liggaam, en hy het as 'n mens, het hy nou ewige lewe, hy gaan nooit weer sterf nie, en hy het hierdie verheerlikte liggaam, en ons ontvang dieselfde in hom. Eerstens ewige lewe, Romeine 6 vers 23, tweede gedeelte, sê die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En dan Titus 3 vers 7, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word, daar is ons daai konsep, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. So ons erf
ewige lewe saam met Christus. En dan 1 Korintiërs 15 wat praat van ons verheerlikte liggaam. 1 Korintiërs 15 vers 22 en 23. Sê want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal ook almal in Christus lewend gemaak word. So ons sê die opstanding in Christus, maar elkeen in sy eie orde as eersteling Christus en daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Maar hierdie prentjie van eersteling is die eerste gedeelte van 'n oes gewoonlik om vir jou te wys hoe die res van die oes gaan wees. So Christus is die eerste en sy verheerlikte liggaam is 'n patroon vir hoe ons verheerlikte liggame gaan wees. Ons gaan soos syne wees. So ons erf wat? Ewige lewe, ons erf 'n verheerlikte liggaam. En verder is Jesus ook nou by die Vader en geniet hy die volheid van wat dit beteken om God se seun te wees. Uit die volheid van daai verhouding. En eendag in die nuwe hemel en in die nuwe aarde gaan ons by God wees en gaan ons ook daai volheid van ons verhouding met God, seun wees van God, kinders wees van God, gaan ons ontvang, gaan ons geniet, daai erfborsie. Openbaring 21 vers 3 tot 7, lang gedeelte. Sê ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mens. Okay, daar's die idee van God kom bly by ons. Okay, die nuwe hemel, nuwe aarde. En hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee en dan sal geen meer dood wees nie, ook nie droefheid nie, geween en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En dan vers 6. En hy het vir my gesê, dit is verby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Vers 7. Hy wat oorwin sal alles beerwe. Daai beerwe jy weet. En ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Daai is die eindbestemming van ons erfenis. So wat erf ons? Wat ontvang ons as ons erfporsie? Die koninkryk, ewige lewe, heerskappy saam met Christus, ons gaan deel in Jesus se heerlikheid en ons ontvang op die ou ende God, 'n perfekte, volkome in God se teenwoordigheid verhouding met hom. Dis wat ons erf. En bedoel, wat 'n wonderlike erfdeel is dit nie wat ons kry in Jesus nie, wat ons is in Jesus nie. Maar ons weet op hierdie aarde, baie keer as mense sê hulle gaan erf op die ou ende, gebeur daar iets anders, né? Selfs in hulle tyd. Julius Caesar het in sy bulletin geskryf dat Octavian gaan sy erfgenaam wees en niemand het dit verwag nie. Dit was sy neefie wat hy aangeneem het. Soos op aarde is ons erfenis baie keer seker. So hoe seker is ons dat ons hierdie erfenis wel gaan ontvang? Dit is ons sin, hoe seker is ons gaan dit kry? Wat Paulus eerstens skryf asof dit reeds gebeur het. Skryf dit in die verlede tyd. Ons het dit. En al stukke van hierdie wat ons al het, maar ons is dit nog nie volledig nie. Verder word dit verseker deur die einde van wat vers 11 sê. Kyk na die einde van vers 11 om te sien wat verseker hierdie erfenis. Vers 11 sê, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, en hier is dit, ooreenkomstig, of in lyn met, die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. So God laat gebeur, alles gebeur volgens sy raad en sy wil. En God het gekies dat ons sy kinders gaan wees, en hy het gekies dat ons hierdie erfenis gaan ontvang, so hierdie is God se wil, hierdie is God se raad, en hy laat alles werk, volgens die raad van sy wil, om sy wil te laat gebeur. Soos enigeen van God se kinders dus nie die erfenis ontvang nie, is God nie meer in beheer nie. Dan werk hy nie meer dinge volgens die raad van sy wil nie. Okay? Dan is God nie meer heeltemal God nie. Nie soos hy in die Bybel vir ons self gesê het hy is nie. En ook soos 1 Petrus 1 vers 4 en 5 ons sê, ons word bewaar deur sy krag. Sê sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is. So ons erfenis bewaar. Vir ons wat in die krag van God bewaar word. Ons word bewaar. So God se krag kan bewaar ons erfenis en dit bewaar ons. So God se wil verseker hierdie en hy kry sy wil en God se krag verseker hierdie en hy is almagtig. Dit verseker ons erfenis, ons sal dit ontvang en daarom
gaan Paulus weer 'n keer in vers 12 en hy sê, sodat God doen al hierdie dinge, vergifnis, verlossing, vergifnis, hierdie kennis wat ons het van die toekoms en ons erfenis, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, in vers 12. Ons is verlos, ons is vergewe, God stort sy genade oorvloedig op ons uit, hy gee vir ons hierdie ongelooflike erfenis, en daarvoor loof ons en prys ons hom, vir sy heerlikheid. As al hierdie dinge waar is van jou, dan moet jy vir God leef. Dan moet jy hom vir wil leef. Jy wil hom dan verheerlik. Hierdie vers 12 behoort net uit jou uit te vloei dan meer. Verder, soos hierdie toepas, as hierdie die erfenis is wat jy gaan beerwe, dan behoort jou oë op dit te hou, en dan behoort hierdie wêreldse swaar kry en pyn en lyding nie soveel gewig te dra nie. Ek moet dink daaraan. En hier is 'n illustrasie wat John Newton lank terug geskryf het. Dis jy wat Amazing Grace geskryf het ook. Hy het geskryf, suppose a man was going to New York to take possession of a large estate. Right? Hy het iets geërf, eiendom. And his carriage should break down a mile before he got to the city, which obliged him to walk the rest of the way. Okay, so sy pad hier op aarde basies is moeilik. What a fool we should think him if we saw him wring his hands and blubbering out the remaining mile. My carriage is broken, my carriage is broken. Maar hy gaan hierdie erfenis kry. En hy kan 'n nuwe carriage koop. Jy weet, en hy het al hierdie dinge wat hy kan. En hy kerm en klaar oor hierdie laaste stukkie, na daai wonderlike eindbestemming. Ons gaan verheerlikte liggame kry. So moenie aldag en heeldag kla oor jou liggaam wat nou gebroken is nie. Jy gaan 'n wonderlike nuwe een kry. Ons gaan saam met Christus regeer. So, dit is okay as jou werk nou vervelig is, of as dit nie so belangrik is nie. As jy doek moet ruil, of jou klere moet optel, of stoele moet pak, of wat ook al. Werk vir jou werksplek ook so is. Ons gaan die koninkryk en die weelde van die ewige lewe ontvang, so ons moenie leef asof ons skat hier op aarde is nie. Asof alles gaan oor daai belegging, of jou geld, of jou loopbaan, aftrede, ensovoorts nie. Dit is waar ons skat is. Dit is waar ons hart dan behoort te wees. Nou ek sê nie, jy kan nie met iemand deel as dit swaar gaan nie. Ons deel, ons is fisies, dit gaan swaar. En ons deel met iemand daaroor. Maar ons moet altyd hierdie prentjie in ons kop hê van ons het hierdie erfenis. En hoe kan ons skree, my carriage is broken, as ons op pad is na daai erfenis toe. So ons behoort gevul te wees met vrede, ons behoort met vreugde, ons behoort gevul te wees met net blymoedig te wees. Ons behoort positief te wees, want die eindbestemming is vas en dit is so goed. So wanneer hierdie wedloop, hierdie wedstryd op hierdie oomblik swaar gaan, en nie so goed is nie, hou jou oë op die eindbestemming. Hou jou oë op jou erfenis wat jy kry in Christus. So Paulus dink aan al hierdie wonderlike geestelike seëninge wat ons het in Jesus, en hy bars uit met die lofprysing aan God die Vader vir sy wil, aan die Seun vir sy werk, maar dan laastens aan die Heilige Gees vir sy versekering. En hierdie is wonderlik, hoe vas dit ons redding hier so maak. Okay, maar voor ons vers 13 begin, moet ons eers vers 12 klaar maak, want ons 'n stukkie nog in vers 12, ons nie geantwoord, kyk dit nou nie. Het sê ons, die ding is waar, en ons moet God loof en prys, wat reeds tevore op Christus gehoop het. So ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. So ver het Paulus nog die heeltyd gefokus op God se werk. Hier is nog niks wat ons gedoen het nie. Maar hier sien ons vir die eerste keer ons reaksie. God is soewerein, maar ons sien ook ons is verantwoordelik. Albei. Vir iemand om gered te word, moet hulle bekeer en moet hulle glo in Jesus Christus vir redding. Of soos Paulus dit hier sê, moet hulle hoop op Christus. Christene is die wat hoop op Christus. Hulle het hulle hoop geplaas op Christus. Hulle is nie hulle hoop op geld nie, hulle het nie hulle hoop op hulle goedheid nie, hulle het hulle hoop op werke nie, nie hulle hoop op Christus vir redding. Hulle hoop in Christus. So hoe weet jy het hierdie geestelike seëninge? Wel, hoop jy op Christus?
hoop jy op Christus vir redding. Dan het jy onmiddellik hierdie geestelike seëning en dan is jy een van dies wat al hierdie het. En Paulus gaan in vers 13 nog 'n bietjie fokus op ons verantwoordelikheid ook. Kyk na vers 13. Sê en wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het en in wie julle nadat julle geglo het. Daar's twee goed wat nog gebeur van die menslike kant af. Maar voor ons verder na die vers se betekenis kyk, moet ek net nog eers iets anders uitlig en hanteer hierso. Kyk weer na vers 12. Sodat ons, skryf Paulus, kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Ons en ons, vers 12. Kyk na vers 13. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het. Nou sê skielik by julle. So hy verander van ons na julle. Hoekom? Baie goeie teoloë en predikante sê in vers 12, se laaste gedeelte, praat hy van die Jode en in vers 13 praat hy van die heidene. En hy is besig om met die kontras te maak tussen ons Jode, vers 12, en julle heidene in vers 13. En ons, die Jode, het dus eerste op Christus, op die Messias gehoop, voor julle heidene, want ons het geweet van die Messias, ons het die Ou Testament, ons het uitgekyk na hom. Kyk, dis hoe daai interpretasie gaan. So hierdie siening sê, Paulus probeer iets te beklemtoon deur om te fokus op die heidene en die Jode. En is waar dat Paulus gaan dit doen, hy gaan fokus op heidene en Jode, maar hy gaan juist wys hoe hulle een is in Christus in hoofstuk 2. Kyk, hoofstuk 2 vers 12 en aan. Maar hier is dit vir my glad nie duidelik dat Paulus spesifiek praat van die Jode, juist in die einde van vers 12, en dan van die heidene in vers 13, en dan weer van ons in vers 14 nie. En deel van die rede is dat hy het nog die hele tyd gepraat van ons. Vers 4, vers 5, vers 6, vers 7, vers 8, vers 11, vers 12a. Altyd ons. En daai ons was nog die hele tyd alle gelowiges, nie net spesifiek die Jode nie. So dis vreemd as hy dan vers 12b, ons Jode praat, nou sê julle is snaaks, die julle is iets anders dan vers 13, dis niet. En dan vers 14 praat hy weer van ons. Om net daai een plekkie te sê, dit is nou eweskielik uniek die Jode, en hierdie moet dan fokus op die heidene, is vreemd. Veral dat hy weer teruggaan na die ons toe in vers 14. So ek dink wat Paulus hier besig om te doen is, hy is besig om die hele tyd ons te sê, en hy wil hê, baie van sy gehoor is heidene, moet verstaan, hey, julle ook, julle is ook deel van al die gelowiges. So hy is nie besig om hierdie harde kontras tussen Jode en heidene te maak, hy is nie besig om te sê, julle is ook ingesluit. Julle is ook ingesluit, want julle het geglo. Okay, so nou kan ons al daai hanteer, nou kan ons gaan na die teks self toe. So nou kan ons vers 13 hanteer. Kyk na vers 13. So en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het. Dus ons sien hier weer die mens se verantwoordelikheid. Ons moet die evangelie hoor, mense moet dit hoor, maar dit is genoeg om net te hoor nie, jy moet dit ook glo. En hy sê die evangelie is die woord van die waarheid. Daar is baie gelowe met baie woorde in die wêreld, maar net die evangelie is die woord van die waarheid. Net die evangelie is die evangelie van julle redding, die evangelie wat jou kan red, want dis die waarheid. Dis die evangelie van julle redding. En kinders, en ek wil hê julle moet luister, kinders. Julle hoor die evangelie gereeld as kinders. Julle ouers leer dit vir julle hoor dit by die jeug, julle hoor dit in die liedere wat ons sing, julle hoor dit in die preke, en soms kan jy dink, wel ek is 'n Christen, want ek ken die evangelie, ek hoor dit, ek verstaan dit, maar net om dit te hoor, en om dit te ken, is nie genoeg nie, jy moet dit ook glo, sê Paulus in hierdie teks. Jy moet persoonlik hoop op Jesus vir redding. Jy moet persoonlik vertrou in Jesus dat hy jou gered het. Nie net glo hy is die redder en hy het vir mense se sondes gesterf, maar dat hy vir jou sondes gesterf het. Dat hy in jou plek gesterf het. Dat hy vir jou die prys betaal het. En dat jy vergewe is van jou sondes deur sy werk en sy lewensbloed wat hy gegee het. En dat jy nou in Christus nuut gemaak is. Jy weet, dat jou las van jou rug afgeval het, soos klein pelgrim, wat by die kruis gekom het, en hy het heeltyd hierdie las, en hy besef hy's 'n sondaar.
maar dan wanneer hy kruis val, is dit sy sonde wat afval en in die graf inrol, né? Persoonlik. So, jy moet hoor, ja, en jy moet glo. God het ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Hy het ons voorbeskik tot aanneming en erfenis, maar ons moet steeds onsself bekeer en ons moet steeds glo. God is soewerein en die mens is verantwoordelik. En julle weet, kyk Joel se prentjie lank terug wat ek nou nog gebruik. Okay? God is soewerein en die mens is verantwoordelik. En die Bybel sit hierdie twee baie keer gereeld reg langs mekaar, net soos in hierdie teks. En dit verduidelik nie vir ons hoe dit by mekaar kom nie. God is soewerein, absoluut beheer van redding, maar ons moet glo, ons moet reageer, ons het 'n verantwoordelikheid. En ons weet nie lekker, hier's 'n gaping, ons kan nie logies dit lekker maak pas nie. En die Bybel het dit nie vir ons als gaan verduidelik nie. Ons het nodig om hulle elkeen te glo. Want die woord sê dit so. So ons moet nie dink, omdat God uitverkies het en voorbeskik het, hoef ons nie die evangelie te gaan verkondig nie. Nee, God het ook die metode, die means, het hy ook voorbeskik. Die verkondiging van die evangelie. So mense moet hoor. Hierdie ouens het gehoor en hulle moet glo. So ons moet die woord van die waarheid moet ons gaan verkondig, sodat mense kan hoor en sodat hulle kan glo. Maar Paulus skryf hierdie alles ten opsigte van hulle in die verlede tyd, want hulle het reeds die evangelie gehoor en hulle het reeds die evangelie geglo, so hulle is reeds gered. So van hulle kan hy sê, ek weet jy's uitverkorene. Ek weet God het jou voorbeskik om 'n kind te wees, want ek kan dit sien, hy het jou gered. Jy het geglo. Maar ons weet dit nie van ander mense nie. Kyk, daar's nêrens daar, jy weet, dit sal lekker wees, ek altyd hierdie prentjie in my kop van op die snelweg gaan ons so 'n ou met so 'n pyltjie, weet jy, op sy kar. Daai ou, hy gaan gered word as ek nou vir hom evangelie gee. God gee nie dit vir ons nie. Hy sê vir ons, kom verkondig dit aan die nasies, gaan bring dit vir almal. Okay? En hulle is verantwoordelik, mense moet kom, hulle moet glo. So hy weet, hulle is uitverkies, hulle is aangeneem, hulle is verlos, hulle is vergewe, hulle sal die erfenis ontvang, want hulle het gehoor en hulle het geglo. En daarom word hulle verseël met die Heilige Gees, einde van vers 13. Sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook gehoor het, hy is besig om al die goeders by te sit, verseël is, dis die hooffokus. Verseël is met die Heilige Gees van die belofte, die een wat beloof was in die Nuwe Verbond, Ou Testament, Jeremia 31 en aan. En die vraag is hierso, is dit dat ons eers hoor en dan glo en dan daarna, selfs 'n tydperk daarna, word ons geseël met die Heilige Gees? Dis hoe die ou vertaling het laat klink. Kyk weer die ou vertaling wat ek vir julle lees. En wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees. Okay, so daai woord nadat gee daai idee van hierdie gebeur en dan eers gebeur daai en dan mag dalk tyd wees. Okay, maar nadat is nie in die Grieks nie. Dis 'n interpretasie van die grammatika en dit is die verkeerde interpretasie hierso. Okay, luister hoe klink die 2020 hierso. So in hom is julle toe julle die woord van die waarheid gehoor het. Toe is julle verseël met die Heilige Gees. Selfde tyd. Daai is die regte interpretasie. So op die oomblik wat iemand gereddende geloof het, is hulle verseël met die Heilige Gees, op daai oomblik. So na die koms van die nuwe verbond, hierdie in die Nuwe Testament tydperk wat ons in leef, word elke persoon wat gered is, word dadelik geseël of verseël met die Heilige Gees. Myne 8 vers 9, en is baie tekste, ons het net nie tyd om maar mooier te kyk nie, sê as iemand die Gees van Christus het nie, behoort die nie aan hom nie. Okay, so as jy nie die Gees het nie, jy is nie verseël met die Gees nie, is jy nie kind nie, dit beteken jy is nie gered nie. Sodra redding gebeur daai, het jy die Heilige Gees. So ons is eers geestelik dood, om die prentjie bietjie meer volledig te skets. En ons is geestelik blind, geestelik dood Efesiërs 2, geestelik blind 2 Korintiërs 4. So ons kan nie, van ons eie sondige natuur af, kan ons nie reageer nie. Okay, en wanneer die evangelie dan verkondig word, kom die Heilige Gees en hy gee vir ons wedergeboorte, hy gee vir ons geestelike lewe en hy gee vir ons geestelike sig. Nou het ons 'n verantwoordelikheid, ons het reaksie wat ons doen. Ons sien nou vir Christus, vir wie hy is, en ons sien ons sonde vir wat dit is, en ons sê ek wil nie aangaan in my sonde nie, want ek gaan in die verdoemenis ingaan, ek gaan in die oordeel ingaan, en ek bekeer, ek wil wegdraai van dit af. Ek draai nie na myself of goeie werke of
kerk bywoon of enigiets nie, ek draai van daar af na Christus toe, geloof in Christus Jesus. Ek hoop op Christus. Dis my reaksie. Op daai oomblik wat dit gebeur, het jy die Heilige Gees, kom woon die Heilige Gees permanent in jou en word jy geseël met die Heilige Gees. Nie daarna nie, nie later nie, op daai oomblik. Ja. So seëling met die Heilige Gees gebeur nie nadat ons geglo het nie, maar toe ons geglo het, op daai oomblik. Nou daar's van die charismatiese kerke, nie almal nie, van hulle wat sê, nee, ons moet later die Heilige Gees ontvang en die teken is dat jy in tale praat. So nie almal het die Heilige Gees nie en ons sal weet jy het hom ontvang wanneer jy in tale praat. Maar Paulus maak dit baie duidelik dat nie almal praat in tale nie. Dit beteken baie is dan nie gered volgens daai ander teologie nie. 1 Korintiërs 12 vers 30. En ek haal dit aan in die 2020 want hy gee vir ons die struktuur van die Grieks 'n bietjie duideliker. Sê het almal miskien gawes van genesing, spreek almal dalk in tale en die Grieks verwag die antwoord nee. Nie almal het die gawes van genesing nie en almal spreek in tale nie. So jy kan nie sê dit moet die teken wees dat jy later die Heilige Gees ontvang het nie. Die Bybel is duidelik, op die oomblik van redding ontvang alle Nuwe Testament gelowiges die Heilige Gees. Hy kom woon in jou permanent, jy word geseël met. So dit is nou al die verkeerde goeders wat ons moet hanteer. Nou kan ons gaan kyk na die teks self. So kom ons kyk na wat hierdie wel beteken en hierdie is so mooi. So as jy ernstig langs die pad byster geraak het, jy weet, kom weer terug na my toe. Dit is so mooi. Ons word op die oomblik van redding word ons geseël met die Heilige Gees, maar wat beteken dit? Wat beteken dit dat ons geseël is met die Heilige Gees? Nou seël in hulle tyd was op 4 verskillende maniere gebruik gewees, maar ons net 2 wat van toepassing is hierso. Eerstens was dit gebruik om te bewys iets is eg, iets is die ware Jakob. Koning skryf 'n brief, maak die brief toe, vou dit en die binne is sy brief. Hy gooi was op dit om dit heeltemal toe te maak, te seël op daai manier ook, en dan vat hy sy ring, sy seelring en hy druk dit daarop om te wys hierdie is 'n egte brief van my af. Hierdie is my woorde. Dis eg, dis die ware Jakob. Dis 'n manier hoe dit gebruik was. Die ander manier hoe seels gebruik was om eienaarskap aan te dui. Om te sê, hierdie is my bok, of my skaap, of my sak meel, of my, dit is 'n manier hoe jy ook seels gebruik het, om eienaarskap te wys. Dit is amper soos 'n brandmerk dan. So die Heilige Gees, wat kom en seël ons, kommunikeer heel moontlik albei hierdie idees, maar ek dink die hooffokus is eerstens op eienaarskap. Brandmerk. God kom en hy gee vir jou die Heilige Gees, hy seël jou met die Heilige Gees om te sê, jy is myne, jy behoort aan my, jy is my kind. Maar as jy God se kind is, dan is jy 'n egte kind, jy's 'n ware kind, jy is bewys as die ware Jakob. Kommunikeer albei hierdie. Ons is God se werklike kinders. Ons is werklik sy kinders. So God wil seker maak. Hy wil seker maak dat jy weet jy is sy kind en daarom seël hy jou. Kom God die Heilige Gees en hy seël jou. Die Gees verseker vir ons jou redding deur jou te seël. Maar dan gaan Paulus nog verder. Hy gee vir ons nog 'n verdere prentjie om hierdie nog beter te verstaan. Vers 14. So hy praat van die Heilige Gees wat die onderpand is van ons erfdeel om sy, dis God se eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. So die Heilige Gees word gegee as die onderpand of party van die vertalings 2020 het die waarborg of in Grieks is die arabon. Dis 'n maklike Griekse woord. So ek gaan hom gebruik. Arabon. Nou wat is 'n arabon? Wat is 'n onderpand? Dit is 'n waarborg, maar dit is meer as net 'n waarborg. Dit is die eerste betaling wat bewys dat die volle bedrag sal betaal word. So dit is 'n waarborg dat die volle betaling sal kom, maar dit is ook 'n stuk van die betaling. En dit is 'n waarborg dat die res gaan betaal word, want die betaling self, daai eerste betaling was so groot dat dit is onlogies dat dit nie sal klaargemaak word nie. Hier's 'n prentjie, illustrasie. Jong man, hou van 'n meisie, word verloof, hy wil vir haar 'n ring gee, nou moet hy 'n ring laat maak. Maar die juwelier sê vir hom, ek sal vir jou die ring maak, maar jy moet vir my die diamant bring. Nou gaan hy en hy gaan koop hierdie duur diamant, en hy gee die diamant vir die juwelier, dit is die arabon,
Dit is die waarborg wat gaan seker maak dat hy dit gaan klaar gaan. Okay? Hy het klaar dit als betaal. Al wat hy nog moet betaal is vir die arbeid. En jy wil hier sê vir hom, ek gaan nie vir jou die ding teruggee as jy nie die arbeid betaal nie. So die arrebond, daai eerste betaling, is 'n waarborg dat hierdie man gaan en hy gaan die klein res gaan hy betaal. Maar God kom nie en hy gaan gee vir ons die Cullinan diamant nie. Hy gaan en hy gee vir ons die Heilige Gees as die arrebond. Okay? Wat verseker dat hy gaan die res betaal. En dink saam met my hieroor. Dink wat God als vir ons doen, hè. Hy het alreeds sy seun gestuur. Sy seun gegee en Jesus het alreeds in ons plek gesterf om ons redding te verseker. Maar God wil nog verder as dit gaan. Hy stuur sy Heilige Gees om ons te seël en hy stuur sy Heilige Gees as 'n arrebond, as hierdie waarborg dat ons redding, ons erfenis sal betaal word. Ons gaan dit als kry en hy gaan ons, wat nou sy eiendom is wat hy koop, gaan hy kom vat na homself toe. Hy seën ons met sy Gees om te wys, ons is syne en ons behoort aan hom en hy gee die Gees, ons sal beslis, sal hy dit kom klaarmaak. En is amper asof God vir jou sê, as ek toelaat dat jy verlore gaan en nie die erfdeel ontvang nie, dan verbeur ek my Gees. Verbeur ek hierdie waardevolle ding wat ek vir jou gegee het. Maar ek kan nie dink aan enige manier hoe God vir ons duideliker kon gekommunikeer het dat ons redding vas is en seker is nie. Hy gee vir ons die Heilige Gees as die arrebond, die waarborg van ons erfenis. Hy gee vir ons die beste waarborg, hy gee sy Gees, hy gee die sterkste seël, die derde persoon van die Heilige Gees, soos een prediker geskryf het, your salvation is eternally sure, what God's omnipotent spirit sealed, finite man, even our faltering faith, cannot unseal this secure seal. En omdat God hierdie sekerheid vir ons gegee het, die Heilige Gees gegee het, daarom kan ons en moet ons tot lof van sy heerlikheid wees en leef. Dis waar ons eindig. Elke afdeling, in hierdie uitbarsting van Paulus, het hy geëindig met vers 6, tot lof van die heerlikheid van sy genade. Einde van vers 12, sodat ons kan wees tot die lof van sy heerlikheid. Einde van vers 14, tot die lof van sy heerlikheid. So ons het God seën, ons het hom loof, ons het hom prys, sy naam groot maak, ons het vir hom leef, want hy verheerlik, hy gee al hierdie dinge vir ons. Ons moet hom verheerlik vir uitverkiesing, vir voorbeskikking, aanneming, genade, verlossing, vergifnis, openbaring, ons erfenis en die Heilige Gees wat ons seël en die arrebond is van ons erfenis. En dit alles sodat ons by die tweede helfte van die boek uitkom en prakties vir hom sal leef. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons dankie vir hierdie laaste 4 Sondae en hierdie studie wat ons kon gedoen het van hierdie een sin van Paulus, een sin wat U geïnspireer het. Here, waarin U net so verhewe word en waar ons redding so duidelik vir ons gemaak word. Here, wat die uitvloeisel is dat ons U moet loof en prys en ons vir U moet leef met alles wat ons het. Here, help ons dit wat ons vandag gesien het, veral die erfdeel en die sekerheid dat ons hierdie erfdeel sal kry, dat U selfs vir ons die Gees gegee het as bewys dat ons gaan die volle erfdeel ontvang en U gaan ons kom terugneem na U toe. Here, help ons dat dit in ons oë sal wees, in ons hart en ons denke sal wees, soos dit ons deur hierdie lewe gaan. Soos wat daar swaar dinge gebeur met ons, Here, ons lewende gevalle wêreld. En U kies om ons te slyp en te vorm deur swaar gebeurtenisse. Here, mag ons dan ons oë hou op hierdie ewigheid en hierdie erfenis wat ons in Christus het en dat dit so seker is en vas is. En mag ons dan blymoedig wees en vol vreugde wees en vol hart en gehoorsaamheid. En Here, nie ons arms in die lug gooi en kerm en kla oor dit wat nou weer gebreek is of dit wat nou weer weg is, Here. Mag ons U verheerlik met ons lewens. Ons bid Here dat U ons sal aanhou leer uit U woord uit en dat ons net sal groei en net meer en meer vir U lewe uit liefde. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.